En is Vrydagoggend in die mooiste Klein Karoo. Jy's ingeskakel by Radio Klein Karoo. Die hartklop van 'n warm oudsoring vanoggend. En is tyd vir vroue wat voorloop saam met my, Suzette Smit. Ek hoop dit gaan goed met elke luisteraar. Ek wil gou uitvind hier in die ateljee. Dani, hoe gaan dit vanoggend met jou? Dis die maand van Februarie, kan jy dit glo? Die maand van Februarie, die maand van liefde, ja. Dit gaan baie goed met my, Suzette. Lekker om jou elke Vrydag hier te hê. En die interessante gaste waarmee jy praat, ek geniet dit so elke Vrydag as jy inkom, want jy is altyd borrelend en jy maak my dag dan. Ja, dit is lekker om hier te wees. En ons het vandag 'n spesiale gas, al die pad van Pretoria af. Ek is baie opgewonde om met haar te gesels. Voordat ek met haar praat, wil ek gou ietsie sê. Ek dink vir elke persoon wat luister, dis Februarie, dis die maand van liefde. En liefde vir my is basies amper 'n simbool van nie net om lief te wees vir die mens by jou nie, maar om lief te wees vir jou lewe, om lief te wees vir mense wat iets al vir jou gedoen het en om dankie te sê. En ek het net vroeër hierdie week het ek gepost, wie is iemand in jou lewe wat jy in die middel van die nag kan bel? Wie is iemand wat jou gedruk het om sukses te bereik? Wie is iemand wat jou dalk miskien aangepraat het en gesê het, jy moet werk aan jou swakpunte? Wie is die persoon by Checkers wat jou elke keer vriendelik groet? En is dit dalk miskien nie die maand waarin almal van ons moet omdraai en sê, of 'n telefoon optel, of na die persoon toe gaan en sê, dankie. Dankie vir wat jy vir my gedoen het, en ek is lief vir jou. En daai liefde is 'n liefde van jy het respek vir daai persoon. So, vanoggend wil ek dankie sê vir 'n pragtige jong vrou daarbo in Pretoria, Felicia Wessels. Want ek het haar so 2 jaar terug, bietjie meer as 2 jaar terug ontmoet op my verjaarsdag, juis hierdie maand, en sy het my geleer om, 'n mens is nooit te oud om op 'n plaashek te klim, of om 'n loseringbaal daar deur in die boer se land te gaan soek, en boop om te klim en boop om te speel nie. So ek sê vandag vir jou, Felicia, baie dankie. So al die pad van Pretoria af, Felicia Wessels, hoe gaan dit met jou vanoggend? Môre Suzette, dit gaan baie goed, dankie. Lekker warm hier in Jacaranda stad. Maar dit gaan goed. Daar sê ek is bly dit gaan goed. Ek weet dit gaan altyd goed met jou. Ek kan nie dink dit kan so warm wees soos in Oudtshoorn nie. Jy weet die mense sê altyd Oudtshoorn is warm, maar ek dink die mense verstaan wat buite Oudtshoorn bly nie. Felicia, toe ek jou ontmoet het, onthou ek sal dit nooit vergeet nie. Was 'n klomp vroue wat 'n stap gedoen het in die Oos-Vrystaat, en ons het daar op 'n plaas bymekaar gekom die middag, en die eerste ding wat jy gedoen het is, jy dadelik jou laptop uitgehaal en gesê, is hier wifi, want ek moet werk. En ek het hierdie girl so gekyk, baie selfversekerd, baie disciplined. Jy was definitief iemand in my geestesoog wat, hierdie meisie is hier om te stap, maar sy is ook hier om haar werk te doen, dis haar prioriteit. En soos ons aangegaan het die laptop verdwyn, ek dink die cellfoon het eventually verdwyn, maar ek het daai tyd al besef, this is a rising star. En ek weet jy was deel van 'n koöperatiewe maatskappy, en ek weet dat jy het 'n jaar en 2 maande terug jou eie besigheid begin. Vertel vir ons, wat is jou besigheid en wat doen jy? Okay, so ek het my eie besigheid begin omdat ek die posisie wat ek huidiglik in was op daai stadium het nie meer vir my regtig groei gehad nie, en ek hou van 'n uitdaging basies omtrent elke dag. So ek het besluit om net my droom te volg om my eie besigheid te begin. So ek het toe 'n HR en AR support maatskappy begin. So wat dit basies is dit gee vir besighede die geleentheid om van 'n derde party gebruik te maak in plaas van om 'n permanente pos te hê vir hulle daaglikse HR en AR verpligtinge. So net in kort, HR is maar meestal die kontrakte en prosedures wat daar in elke maatskappy is om te help om elke dag se vloei vlot te laat verloop, en dan die AR gedeelte is maar meer die dissiplinêre kant van die maatskappy se werknemers om hulle te kan beheer. En ek dink dis iets wat elke maatskappy nodig het, en ek meen wat 'n wonderlike tyd waarin ons nou leef om 'n buite konsultant in te kry, so jy het nie 'n permanente personeel het in jou maatskappy wat hierdie goed hanteer nie.
Ja, presies. En ek moet ook sê, Felicia het 'n BCom in Human Resource Management en sy het 'n BCom in Industrial and Organizational Psychology. So, ja, jy kan baie trots wees. En Felicia, dis altyd vir my lekker. Daar's altyd vir my hierdie vraag en daar's dalk iemand wat vanoggend luister wat wel weet sy of hy het die passie om uit te tree uit die koöperatiewe wêreld en 'n entrepreneur te raak. Wat was jou draaipunt om te sê ek bedank en daai risiko te vat? Dit is 'n risiko in 'n mate. A very bold move om te sê ek begin my eie besigheid. Ja, so dit is definitief 'n groot risiko. Ek dink dit bly vir lank ook 'n risiko. Ek dink dit was maar net ek wou net al die ure wat ek insit vir myself en om te groei op my manier en om iets te vat wat ek nog altyd wou gehad het en dit te bou en 'n groot sukses daarvan te maak. Ek dink dit was die grootste rede vir my. Ja. Ek dink ook, as ek nou onthou toe ek jou ontmoet het, ek dink jy het definitief die dryf en die fokus om dit te doen, want dit kort deursettingsvermoë, jy weet, baie passie, om jou eie besigheid daar buite te sit en jy het dit definitief in jou. So my vraag aan jou is, as jy kyk, jy's 'n jaar en 2 maande in besigheid, suksesvol, baie suksesvol. Waarin sou jy sê meet jy jou sukses? Is dit iets wat jy doen vir jou kliënte? Is dit jou produk? Wat sou jy sê, waarin meet jy jou sukses? Ek sê, ja, dit is maar 'n moeilike vraag om te antwoord. Maar ek sal sê, ek dink dit is maar net my, elke kliënt wat ek het, vat ek en ek werk met dit wat hulle wil hê, wat hulle needs is, en ek dink baie min maatskappye gaan uit na kliënte toe en doen dit met 'n passie en met die liefde vir die werk. Dis meer maar net ek moet werk, ek moet geld kry, maar ek dink ek het 'n bietjie van 'n anderste manier hoe ek my werk doen. Ek dink dit spreek van jou lewe ook, soos ek jou leer ken het. Jy het 'n anderste manier van goed doen, jy's dedicated en dis baie waar wat jy sê, Felicia, is ek glo in daai ding van under promise and over deliver. En ons min besighede daar buite in vandag se tyd wat dit eintlik doen. Sal jy stem jy saam? Dis 'n belangrike komponent van sukses. Ja, stem 100% saam. En dan Felicia, 'n vraag wat ek jou wil vra is van 'n besigheidsperspektief af. Hoekom sal jy sê is dit vir enige besigheid belangrik dat hulle werkgewers hulle werknemers, gelukkig moet wees? As jou werknemer gelukkig is, dan gee hulle outomaties meer van hulle self vir jou besigheid. So die output is definitief meer. Ja, ek dink dis maar die grootste rede. Ja. Maar dit is tweeledig ook, né? Dit kom van jou werkgewer, maar die werknemer ook. Ek meen jy moet verantwoordelikheid kan neem, accountability kan neem vir die posisie waarin jy sit. Daarin glo ek vas. Ja, 100%. So jy as 'n werknemer moet die ekstra myl loop vir jou werkgewer. Ja, ek stem saam. Dis definitief van beide kante af. Ja. Felicia, en dan ek is geïnteresseerd vir ons eerste musiekbreek. Van daarna wil ek so 'n bietjie in Felicia, wie is Felicia Wessels en wat maak jou tik? Maar jy wat koöperatief is, wat gedrewe is, wat 'n mens altyd deur 'n ring kan trek, wat as ek jou sien as jy by een of ander sport-event of jy's besig om deel te neem aan iets, hoe lyk 'n normale dag in jou lewe? Ek dink nie jy slaap laat en vat 'n breek vir koffie nie. Ja, nie een van my dae lyk ooit dieselfde nie. Ek staan maar in die oggend op en dan sê ek dankie vir al my seëninge en dan vat ek die dag maar soos wat hy kom, kliënte bel, goed wat ek nie noodwendig beplan het nie. Dan gaan ek na kliënte toe, sien hulle, praat met hulle werknemers en dan werk ek my altyd een of ander oefensessie in. Ek glo in 'n goeie balans sodat mense nie uitbrand nie. So ja, ek kan nie regtig 'n presiese dag in Felicia se lewe beskryf nie, maar dit is iets soos daai. En balans, dink jy dis 'n belangrike komponent vir sukses? Pas jy balans toe? Definitief. Dit is vir my baie belangrik. Ja.
Felicia, lekker om met jou te gesels. Kom ons breek gou vir musiek en ek weet hierdie was 'n keuse van jou want dis 'n lekker feel good song het jy gesê en dit is I Know You Scared van Scallywag van Rooyen. Kom ons luister. En ons het geluister na If I Know You Scared. Ons het vanoggend het ons vir Felicia Wessels al die pad van Pretoria, die Jacaranda stad. Felicia Wessels is die MD van haar eie maatskappy Personage en as jy meer wil weet oor haar en hulle produk en wat hulle doen, gaan kyk gerus op hulle Facebook, hulle webblad www.personage is PERSONEGE. Is dit reg, Felicia? AGE.co.za. Ek herhaal www.personage.co.za. Felicia, jy is in die bedryf soos ons vroeër gesels het oor in die bedryf van HR en IR support vir maatskappye. En jy het so jaar en 2 maande terug die bold move geneem om jou eie maatskappy te begin. Maar ek vra altyd hierdie vraag, want dit is altyd vir my interessant. Ek dink 'n mens word gevorm uit jou kinderjare uit, of iemand wat 'n rol gespeel het. So, as jy moet terugdink aan jou kinderjare, sê net eers my, waar het jy groot geword? In Pretoria. Okay, so jy is 'n stadsmeisie. Ja, ek is 100% 'n stadsmeisie. Dink jy, ek wil net gou hierdie vraag ingooi, want ons vra dit baie keer, dink jy, as jy 'n plaasmeisie, ek weet jy wil graag 'n plaasmeisie word, nee, jy's op soek na 'n boer, nee? Ja. Okay, so enige klein Karoo boer wat luister, gaan kyk op ons Facebookblad. Hierdie meisie is pragtig en slim en sy kan bak en kook in beeslag en volstryslag, nee Felicia? Ja, alles. Okay, sy kan alles doen. She's the real package. Stadsmeisie, as jy, kom ons sê jy het groot geword in die middel van die Karoo, op 'n Karoo plaas en jou ouers het swaar gekry. Ek gooi nou net die vraag in, dis net altyd vir interessant. Dink jy dit sou jou, of jy moes koshuis toe gaan op die dorp, dink jy dit sou jou 'n ander mens gemaak het as wat jy nou is, of is jy dankbaar dat jy in die stad groot geword het? Die stad jou ook sterk gemaak? Ek dink die stad het my definitief sterk gemaak. Ons het 'n plaas gehad vir baie lank, so ek ken ook die plaaslewe. Maar ja, ek dink die stad maak jou op 'n ander manier sterk as die plaaslewe. Ja, en ek dink ook in die stad is dit nie ook maar 'n mate van die pas is vinniger, kompetisie is groter, jy weet daar's meer mense om jou, dinge is baie keer baie meer geriefliker as jy weet, sou jy in die platteland op 'n plaas groot word. Dit hang seker af ook, Felicia, van met wie jy jouself omring. Ja, nee, definitief. En hier is my ander vraag. Ja, en my vraag aan jou is, wie die grootste rol in jou grootwordjare gespeel? Ek dink dit is definitief my ma en my pa. My grootwordjare is moontlik die jare waarvoor ek die dankbaarste is in my lewe. Ons is met baie liefde en omgee groot gemaak. En niks was ooit te veel vir my ma en my pa gewees nie. Ek en my boetie kon alles wat ons ooit wou doen, het hulle ons altyd geback met al die liefde en omgee. En ek dink dit het ons gemaak wie ons vandag is, om te weet jy het altyd 'n ondersteuning van jou ma en jou pa, maak nie saak wat dit is wat jy aanpak nie. Ja, dis belangrik. Dis iets wat baie kinders nie altyd het deesdae nie. So ek ken ook jou ma, sy het saam met ons gestap in die Oos-Vrystaat en ek meen sy self is 'n groot voorloper. So sy's 'n baie goeie voorbeeld of 'n inspirasie vir haar kinders. Was jy 'n soet dogtertjie of 'n stout dogtertjie? Nee, definitief soet. Jy jok. Geleer elke middag jou huiswerk gedoen. Al daai goed. Ja. Dat is goed. Ja. Gedisciplineerd. Was 'n blikkie. Felicia, het jy ooit ergens in jou hele lewe iets gedoen wat out of line was? Nee, ek dink nie so nie. Ek baie swart en wit mense en 'n volgie reëls tipe mense. Nee. En dan Felicia, my ander vraag is, wie is die grootste mentor in jou lewe en hoekom jy is die persoon, wie dit ook al is?
My grootste mentor is definitief my pa met sy omgee hart, sy deursettingsvermoë, sy passie om sukses te bereik en die feit dat opgee net nooit 'n opsie is vir hom nie. Ek is absoluut mal oor die feit dat jy nou net gesê het dat jy geleer het dat opgee nooit 'n opsie is nie. Felicia, ek wil nou heeltemal net oorspring na jou as mens en ek ken jou drome, ek ken jou doelwitte, ek weet jy oefen baie hard vir 'n baie groot ding wat op jou goal list is. En jy wat 'n hardloper is, hoe doen julle dit waar hoe gee jy net nooit op as jy moeg raak nie? Want daar's 'n rede hoekom ek dit vra. Ek dink dis maar dis daai goal waarvoor jy werk en as jy moeg raak dan hardloop jy maar met jou hart en jou uithou vermoë om te bereik wat jy vir jouself uitgesit het om te bereik. Ja. Maar ek meen daar's sekere tye wat jy, kom ons sê jy gaan hardloop nou, ek weet jy gaan binnekort die Wild K-run doen wat 75 km oor 3 dae is. Kom ons sê, en ek praat nou van 'n persepsie van perspektief van ek is nie 'n hardloper nie. So Ja. En ek wil dit eintlik vergelyk na besigheid toe. So kom ons sê jy kom nou by jou 12 km en jy raak moeg, jy weet daar lê nog hoeveel oor. Wat gaan op daai oomblik in jou kop aan? Ja, jy het hierdie gekies vir jouself, so man up en maak dit klaar. Dit gaan nie van self gebeur nie, dit gaan nie net in jou skoot val nie, so laat jy En dit bring my terug, voordat ons weer vir musiek breek, dit bring my terug na jou besigheid, Personage, www.personage.co.za, Felicia Wessels. Opgee is nie 'n opsie nie. En jy het, ek dink ons almal het 'n keuse gemaak om te sê, hierdie is my journey waarop ek wil gaan. So niemand gaan dit vir jou maak werk nie. Jy moet dit maak werk. En ek wil ook nie daarbey aansluit dat ek absoluut is, I love your values. Dis in besigheid en jy as mens, integriteit, empowerment, innovering, adaptability, ek praat nou so Engels en Afrikaans, Felicia, maar ek dink dis jou besigheidswaardes, maar dit moet elkeen van ons se waardes ook wees. Stem jy saam met my? Ja, ek stem saam. Ja. So ja, hierdie girl is net ongelooflik en ek is so bevoorreg om jou in persoon te kon ontmoet het en ek moet weer eens vir ons luisteraars sê, as jy saam met Felicia stap, dan stap jy. Daar's nie nou van ons met 100 km klaar stap. Daar's nie nou van rus langs die pad want jy's moeg nie. En ek dink dit is jou dryf en soos jy gesê die rolmodelle in jou lewe, jou ma en jou pa. Dis tyd vir musiek en jy het gekies Als is okay van Karlien van Jaarsveld. Is hierdie nog 'n lekker feel good song vir jou? Dit is 'n feel good song en Als is altyd okay. Dalk nie op hierdie oomblik nie, maar dit gaan wees. Daar sê, Als is altyd okay. Kom ons luister, Karlien van Jaarsveld. En ons is terug hier by Vroue wat voorloop, is Vrydagoggend in die Klein Karoo. Ek hoop daarvan waar jy ingeskakel is, gaan dit goed met jou. En ja, dis naweek, is amper naweek. Ons gesels vanoggend met Felicia Wessels, al die pad vanaf Pretoria. Sy is die MD van haar eie maatskappy, wat sy 1 jaar en 2 maande terug begin het. Personage, en ek moet sê, die rukkie wat ek haar ken, is ek ongelooflik so trots op jou. Felicia, ek weet jou, ek wil bietjie praat oor doelwitte en waarna toe jy op pad is as mens, maar ek wil ook net hier ietsie sê. Ek weet jou eie slogan is, en jy's 'n groot kind van die Here, maar jou slogan is unoffendable, unbothered and unstoppable. Hoe ongelooflik mooi is dit? So jy kan baie trots wees op jouself. Baie dankie, Suzette. Terwyl ons daarvan praat, ek gaan net hierdie vraagie gou vinnig ingooi, want ek wil weet, wat is jou doelwitte waarna toe jy nou streef, en ons praat nou op 'n persoonlike vlak, is, my vraag aan jou is, 'n mens se geloof is van kardinale belang, en ek weet dis iets wat vir baie na in jou hart is, dis iets wat jy nie skroom om te noem op sosiale media nie, maar om elke môre te sê, dankie Here, dat jy my op hierdie pad gesit het, en dankie vir die geleenthede vir die dag. Dink jy dis 'n belangrike aspek in die lewe? Ons almal weet, maar ek vra nou vir jou. Ja, dit is definitief baie belangrik om dankie te sê vir die goed en die sleg, nie altyd net die goeie nie. Maar ja, ek glo daarin dat mens moet
definitief dankie sê vir al die blessings. Almal is nie altyd so bevoorreg soos wat jy is nie. Ja. Ja, daai dankbaarheid en soos iemand nou die dag gesê het, 'n mens het daar's soveel genade om ons. Jy weet, dis so wonderlik om in die oggende te kan wakker word en jy het 'n geleentheid vir nog 'n dag om voluit te kan leef. Voluit te kan leef, ek weet jy wat 'n sportvrou is, wat is jou volgende uitdaging, afgesien nou van die Wild K Run, wat jy binnekort gaan doen, wat is 'n groot uitdaging vir jou, as 'n sportvrou? Ek wil baie graag die Comrades gaan hardloop, so dis op my bucket list. Sure. So volgende jaar is die jaar, so ek moet in November my qualifying race gaan hardloop, en dan, gaan ek dit gaan doen. Terwyl ek nou met jou praat, ek is glad nie 'n atleet nie, ek het nou die dag 2.250 km gehardloop, en dit was my hoogtepunt van my hele lewe. Ek sal fietsry, ek sal hike, maar ek is nie 'n hardloper nie. So, vir iemand wat Comrades wil hardloop, breek jy dit stelselmatig af en sê, my oefenprogram is vandag strength, môre hardloop, môre dit, net vir interessantheidshalwe? Ja, so ek het strengthsoefeninge en dan het ek 'n bietjie spoedwerk, bietjie heels nou en dan. So ja, daar's definitief 'n vorm van 'n oefenprogram wat ek doen. Ja, Felicia, om by te kan uitkom. En die feit dat jy baie fiks is, ek meen, as jou liggaam gesond is, gee dit jou net soveel energie. Het jy al gesien die feit dat jy fiks is, dat dit 'n invloed het op jou uitsette en elke dag in jou besigheid? Ek dink dit definitief, mens voel net baie meer lus vir die dag, as wat jy noodwendig sou voel as jy nie aktief is nie. Ja. En hier is die ander vraag wat ek gou wil vra is, hoe leef jy elke dag? Hoe hanteer jy wat 'n wit en swart mens is? Hoe hanteer jy 'n moeilike situasie? Want ek en jy is verskillend van mekaar. Ek sal dit nou eers uitpraat en 'n bottel wyn uitdrink en dit uitpraat, maar vir iemand soos jy, hoe hanteer jy dit? So ek het my ma op speed dial. Sy is die kalmte in al my storms. Sy praat my altyd stadig deur dit, want ek overreact vandag, so ek overthink dit, ek maak dit groter as wat dit is. So dan bel ek haar en dan freak ek gou uit en dan maak sy my kalm en dan gaan ek weer aan met die res van die dag. So ja, dit is maar my manier om met moeilike situasies te deel. En die ander ding is, jy weet, jy wat 'n jaar en 2 maande in besigheid, in jou eie besigheid staan, wat harde werk is. Was daar wat jy opgestaan het en gedink het, yes, Felicia, wat het jy aangevang? En hoe het jy so 'n dag hanteer? Ek het baie sulke dae gehad aan die begin. Ek dink almal wat hulle eie besigheid begin het, maar sulke dae is maar deel van die proses. Ek het maar net die positief in alles gaan soek en probeer dink aan langtermyn. As dit 'n sukses is, die vrugte wat ek gaan pluk daarvan. So, ja. Felicia, en dan wil ek gou by jou hoor, wat is jou manier van ontspan? Ek meen, jy wat ek dink 24/7 werk, permanent, wat bereid was om 'n laptop vir 100 km saam met jou te dra, om ergens op 'n grondpad in die Vrystaat Wi-Fi te kry om 'n e-mail te antwoord. Wat is vir jou die lekkerste manier van ontspan? Wat doen jy om te ontspan? Ek oefen. Dit klink erg, maar ek oefen. Dit is 100% my uitlaat is om te oefen. En is daar 'n dag wat jy sal opkrul in jou pyjamas op 'n bank en Netflix aansit en popcorn eet en die hele dag net lê en relax? Dit gebeur, maar baie min. Ek sal eerder gaan stap saam met 'n vriendin of iets aktiefs doen. Dis maar my keuses. En Felicia, die ander ding ook is, ek neem aan jou vriende wat jy het is mense wat sterk is, wat jou empower. Is dit belangrik om seker te maak dat jy die regte vriendekring om jou het, die regte mense om jou het? Ja, ek dink dit is baie belangrik as jou mense jou nie ondersteun en jou help om te groei of jou wil sien groei en jou doelwitte bereik nie, dan gaan dit jou definitief terughou. So dit is belangrik. Ja. Dan wil ons kom hier na die einde toe van ons gesels vanoggend, en my vraag aan jou is daar vandag enige iemand wat jy op radio wil dankie sê voor? Dankie vir die persoon wat jy weet, 'n verskil gemaak het in jou lewe, of 'n spesiale boodskap wat jy dalk vir enigiemand wil gee?
Ek dink ek wil dankie sê aan my pa, my mentor en my grootste fan probably, en aan my ma, my boetie, wat deur hierdie hele journey net nog die hele tyd daar is, al my stories luister en my ondersteun. En dan ook maar net vir al my familie en vriende, wat my back in hierdie, vir elke share, word of mouth wat hulle doen. Ja, ek dink dis maar, ek wil maar net dankie sê vir almal. Ag, wonderlik, en ek dink hulle is baie trots op jou, en jy moet trots wees op jouself. En jy weet wat, Felicia, my redenasie is net vir elke klein besigheid daar buite, jy support nie noodwendig, jy support iemand wat 'n verskil in sy eie familie wil maak. En ek dink dit is 'n groot ding vir klein besighede. Dit is hoekom ons almal hulle, ek sê nie jou besigheid is klein nie, maar dit is hoekom ons almal entrepreneurs ondersteun daar buite, want ons weet waarvoor werk jy. En wat jy vir jou kliënt bring. Ek dink van ons kant by Radio Klein Karoo, een vraag wat ek jou wil vra is, laaste vraag is, enige persoon om 'n sukses te maak van, ons praat nou van besigheid soos jy, watse raad sou jy vir daai persoon gee? Dis nie maklik nie, daar's moeilike dae en slapelose nagte, maar ek dink deur volharding, harde werk en gebede sal jy uiteindelik die vrugte pluk van alles wat jy ingesit het. As hy, daar hoor ons dit van the one and only, 'n absolute rising star daarbo in die Jacaranda stad. En Felicia, jou besigheid, net gou vinnig, jy werk reg oor Suid-Afrika? Ja, ek doen. As hy, so sy is nie net gesentreerd op Gauteng provinsie nie, sy werk reg oor Suid-Afrika. Ons sal in elk geval ook al jou besonderhede op ons Facebookblad sit, vroue wat voorloop sowel as Radio Klein Karoo. Felicia, ek wil sê baie dankie vir jou tyd. Ek weet jy is op pad na nog 'n afspraak toe. Ek dink op die einde wil ek net vir jou sê, jy weet, soos ek sê, as ek jou moet opsom en ek luister ook na ons gesels vandag, so ek sê hierdie is jou woorde. Felicia Wessels sal sê, my purpose in life is not up for debate, comparison or speculation. I am powerful without the need of acknowledgement or praise because I've learned to endorse myself. En dit is wie jy is. Jy glo so vas in jou menswees, omdat jy sulke groot rolmodelle in jou lewe het, en hoe jou ouers jou groot gemaak het. So ja, ons by Radio Klein Karoo wil vir jou sê, you just keep on endorsing yourself, en mag jy net van krag tot krag gaan. Baie dankie Suzette, en dankie dat ek met julle kon gesels vandag, dit was vir my baie lekker. Dit was baie lekker om jou as ons gas te hê, en weer eens, ons sê vir jou, go out girl, be unoffendable, unbothered, and unstoppable, en ek dink van my kant af sê ek, you go get them, Tiger. Go get that business. Dankie. En ons wil afsluit. Hierdie is my keuse vir hierdie meisie, hierdie jong, fantastiese, talentvolle, gedrewe vrou, Felicia Wessels. Ek dra hierdie song aan jou op, en dit is You Simply the Best van Tina Turner. So, jy kan hom maar lekker hard sit en saamdans. Lekker naweek, mooi bly, ons sien uit om jou in die Klein Karoo welkom te heet. Dankie.